Goeiemôre vriende, ons is die Here en dankbaar dat ons andermal kan saam wees so rondom die Here se woord en die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook met wysheid sal bekragtig. Ons as mense so nietig en ons is so sondig dat ons werklik nodig het om daagliks te vra, Here, deur u Gees, die Gees van wysheid en insig en kennis en verstand, help my om die woord te verstaan, help my dat my harde hart sag kan word, dat ek die waarheid van u woord kan ontvang en dan ook dat dit kan vrug oplewer in my lewe, 30, 60, ja 100voudig tot u eer. Nou vanmôre gaan ons praat oor die 10de gebod. Daar staan in Eksodus 20 vers 17, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En ek het dit sommer kortliks opgesom, ons gaan praat oor sondige begeertes. Jy mag nie sondige begeertes hê nie. Jy mag dit nie koester nie. Jy mag dit nie akkommodeer nie. Jy mag dit nie huisves in jou lewe nie. Waarom nie? Want jy is duur gekoop. Die Bybel sê ons is duur gekoop. Verheerlik God dan in jou liggaam en in jou siel wat aan die Here behoort. Ek het vir julle dikwels al gesê, vriende, niemand kan sien ek dien die Here in my hart nie. Mense wil in my wandel, in my lewe, wanneer ek elke dag doen en praat en optree, wil hulle sien, daar het 'n verandering in my hart plaasgevind. Daarom, as die hart vol is van iets, loop die mond daarvan oor, my optrede sal gekenmerk word deur dit wat in my hart aan die gang is. Ja, soms beleef kinders van die Here frustrasies, soms beleef ons moedeloosheid, soms is daar hartseer tye, soms worstel ons met sonde, maar 'n kind van die Here is nie iemand wat gaan lê nie. Want die goeie werk wat die Here in ons begin het, sal hy volëindig, ook wanneer dit kom by sondige begeertes. Die Bybel sê vir ons baie duidelik in Deuteronomium 5 vers 21, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker, na sy landerye of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. So hierdie woordjie begeer sien ons in Deuteronomium 5:21 is die woordjie hinker, sê een en selfde gedagte. Hinker beteken 'n sterk begeerte na, 'n innige verlange, 'n smagting na. En as ons kyk, vriende, na ons tyd en dag, is ons as mens het amper geword soos redelose diere. Vriende, ons hinker na ons naaste se vrouens. Ons hinker na hulle karre, na hulle huise. Dis asof niemand meer tevrede is met wat hulle het nie. Hulle bly op hierdie pragtige plek en hulle kyk na die ou landsal en hulle sê, as ek maar net daardie plek gehad het. Hulle ry in hierdie 500.000 rand se kar en hulle sê, as ek maar net daardie miljoen rand se kar kon gehad het. Hulle het hierdie pragtige horlosie aan die arm en sê, as ek maar net daardie horlosie kon gehad het. En jy sien, die hele probleem is, dit gaan eintlik oor dat ons nie tevrede is met wat God ons gee nie. As ons nie tevrede is nie, begin ons begeerig raak en ons raak begeerig na ander se goed. Goed wat nie vir my beskore is nie. Die Bybel leer vir ons in Deuteronomium 7 vers 25, die gesneeuwde beelde van hulle gode moet julle met vuur verbrand, die silwer en die goud wat daaraan is, mag jy nie begeer of vir jou neem nie, dat jy nie daardeur verstrik raak nie, want dit is vir die Here jou God 'n gruwel. Die Bybel is vir baie duidelik, vriende, dat ons nie moet begeer nie. Ons dink aan Josua 7 vers 21, waar Agab die bangoed begeer het en het hom sy lewe gekos. Want jy sien, die probleem is net, dat wanneer ons begeer, dan raak ons heeltemal irrasioneel in ons denke, ons tree impulsief op, ons tree radikaal op, en baie mense ly skade in hierdie sterk drang en begeerte in my hart. Het sy na 'n vrou, na 'n huis, na 'n kar, na geld, na besittings of wat ook al dit mag wees. Die Bybel sê vir ons, vriende, presies wat die 10de gebod sê, in die Nuwe Testament sê die Here vir ons presies dieselfde, ons moenie begeer nie, ons moenie hierdie sterk begeerte hê nie, ons moet pas op vir die hebsug. Ek lees vir u Lukas 12:15, hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, die sterk begeerte om dinge te besit, gierigheid. Efesiërs 5 vers 3, maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Jy sien, vir die ongeredde is hierdie eintlike wet wat hulle sê, as jy nou onnosel. Ek moet bly begeer, man, en ek moet bly begeer, want hoe meer ek begeer, hoe meer sal ek verkry, en wat 'n groot leuen is dit net nie. Begeertes bring ondankbaarheid en 'n groter ondankbaarheid in my lewe, wat my sal dryf na irrasionele optrede, soos reeds vermeld. Daarom sê die Bybel vir ons as kinders van die Here, ons wat duur gekoop is met die bloed van die lam, Kolossense 3 vers 5, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgode diens is, waar dit die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. Vriende, luister, wanneer ons ondankbaar is oor wat God vir ons gegee, die lot in die lewe wat hy vir ons toebedeel het,
dan is ons eintlik besig om 'n emosie van wantroue teen hom in te stel. Here, U weet nie om vir my te sorg nie. Here, ek wil graag ander hê en beter hê en U weet nie om dit vir my te gee nie en ek is nie tevrede daarmee nie. Luister, wees dankbaar dat God jou nog gespaar het vanmôre. Hy skuld jou niks nie. Hy's nie jou skuldenaar nie. Waarvoor jy werk, dank die Here dat jy dit kon bekom het, verkry het, dit gekoop het, daarvoor betaal het. Dis nie iets wat joune vir altyd is nie. Jy gaan net vir 'n tyd op hierdie aarde wees, dan gaan jy sterf, jy gaan niks saamvat nie. Jy gaan nie jou gunsteling ring saamvat nie, jou gunsteling golfstok gaan agterbly, jou gunsteling motor gaan in die motorhuis bly, en ag, al die tyd en ure wat jy spandeer het aan daardie huis wat jy bly, gaan net hier bly. Beteken nie ons moet ons goed nie oppas nie, beteken nie ons mag nie vir ons iets koop nie. Maar vriende, die oomblik wanneer ons begeerig raak na meer en beter, en ons is nooit tevrede nie, is ons eintlik besig om in rebellie teenoor God op te staan. En God sê, dat hierdie toorn van hom gaan oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. Vriende, baie belangrik, is al die begeertes verkeerd? Ek dink die Bybel maak melding van sekere begeertes wat edel is. Hoor wat sê Psalm 37 vers 3. Vertrou op die Here en doen wat goed is en bewoon die aarde en beoefen getrouheid en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou begeer die begeertes van jou hart. So die oomblik wanneer ek my verlustig in die Here is my begeertes nie meer na ander mense se goed nie, maar Here, ek begeer dat U meer gestalte in my sal kry. Ek begeer, Here, dat siele gered sal word. Ek begeer dat die geur van Christus deur my lewe versprei sal word. Here, ek begeer om ander te help deur alles wat U vir my gegee het. Here, ek begeer dat U koninkryk sal kom en U wil sal geskied. My begeertes begin verander wanneer die Here nommer 1 in my lewe is. Filippense 4 vers 6 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met dankseggings bekend word by God. Vriende, wanneer daar 'n motor in my motorhuis staan, dan is ek nie op my knieë en ek salk voor die Here en ek huil en ek sê, Here, my buurman ry nou al 'n pragtige nuwe bakkie of 'n Mercedes en Here, ek ry nog hierdie ou 2010 model kar en ek begeer so 'n nuwe kar. Ek dink as die Here, en ek wil nie namens die Here praat nie, maar vriende, as ek net die Bybel bestudeer binne die konteks, sal die Here my studeerkamer kom en my oor optrek en vir my sê, luister, hou op moan en kla in my ore en doen wat ek vir jou sê en wees dankbaar vir wat ek jou gee. Dis maar einde kortliks in eenvoudige taal gesê wat ons hier moet sien. Die begeertes in my hart wanneer ek die Here ken, is nie na al hierdie tydelike verbygaande dinge nie, maar meer van die Here, meer van sy heiligheid, 'n beter gesindheid wat ek openbaar, 'n beter verhouding met my vrou, my kinders, my bure, 'n lewe waarin Christus meer word en ek minder word. Vriende, ons begeertes moet altyd in lyn wees met God se woord en God se karakter en soos dit die heiliges betaam. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, wanneer ons met sondige begeertes begin, dan vernietig dit ons lewe. Hoor wat sê die Bybel, Jakobus 1 vers 14, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Hoeveel kinders van die Here het al gesterf in hulle sonde, omdat hulle met sondige begeertes begin het. Dawid het begeer na hierdie vrou Batseba, en die hartseer gevolge was lewenslang deel van sy lewe gewees. Ons sien Isebel het verskone vriende, Agab en Isebel het Nabot se wingerd begeer en het Nabot later doodgemaak en God het sy oordeel oor hulle gebring. Ons kan reg deur die Bybel kyk en soos ek reeds vir u gesê het, baie kinders van die Here het al hierdie tug van God gekry, selfs tug tot die dood toe, omdat hulle met sondige begeertes besig geraak het. Vriende, as ons dink aan hierdie sondige begeertes, dan is daar basies 4 stappe wat eintlik gevolg word in die aanloop na hierdie begeertes. In die eerste stap is die vonk of die aas of skadu van 'n sondige gedagte waarmee ek nie brutaal en definitief deel nie. Jou vyand is 'n meester hengelaar, vriende, hy gooi sy aas uit. En hierdie begeerte, hierdie vrou sien ek, of hierdie kar sien ek, of hierdie ekstra inkomste wat op 'n oneerbare manier verkry kan word sien ek, en jou vyand gooi die aas uit, en as ek nie brutaal deel daarmee en klaar kry my lewe nie, dan begin ek daar aan Peter, en later kom daar die hoek in my mond, en ek begin verder wegsink in my sonde, want u sien die tweede stap volg onmiddellik, as ek nie brutaal deel met hierdie begeertes nie, is die akkommodering van die gedagte. Die Engelsman praat van to entertain the thought. Die oomblik wanneer ek dit gedoen het, vriende, dan begin ek dit regverdig
dan sê ek maar my vrou is nie lief vir my nie en die is uit geweldige gewig opgetel en ek het vir haar hoeveel keer al gesê sy met gewig verloor en daai meisietjie by die werk, jy weet sy gesels so lekker en sy so vriendelik of hierdie kar van my, weet jy, ek het al soveel jare hierdie kar en ek dink die Here wil graag hê ek moet 'n ander een hê en so begin die begeertes dan in my lewe oorvat. En vriende, ek gee regverdiger daaraan en later doen ek iets radikaal verkeerd. En dan word die daad uitgevoer en die hartseer gevolge is dikwels deel van my lewe lewenslang. En daarom wil ek vir u sê, dis nie verkeerd om 'n ander huis te koop of 'n ander kar te koop of iets nie. Maar wat ek van praat is, wanneer dit sondige begeerte raak, wanneer ek begin om my boeke te koop, wanneer ek begin by die bank aansoek doen vir 'n lening en ek is oneerlik in my inkomste en uitgawes staat om hierdie ding te bekom wat my hart begeer, 'n ander kar, 'n ander huis, miskien 'n motorfiets, miskien een of ander iets wat ek graag begeer en ek begin leuns vertel oor dat my begeerte dryf my om irrasioneel op te tree, dis waarvan ek praat. Hierdie vrou, miskien hierdie besitting. Daarom sê ek vir u vriende, dis belangrik dat ons vir die Here sal vra. Here, deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Jy sien die Bybel waarsku vir ons. Spreuke 4:23. Eintlik is meer 'n oproep en 'n waarskuwing waarmee gepaard gaan. Die Here sê bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. As ons nie ons hart gaan bewaak en bewaar nie, vriende, gaan ons in hierdie sondige begeertes verval. En die Bybel sê dit bring die dood voort. Nie net fisies nie, maar dikwels ook geestelik, waar ons voor die Here gaan staan en bankrot gaan staan en by die Here gaan hoor van hierdie loon wat ons verbeur het, as ons kinders van die Here is. As ons nie kinders van die Here is nie, die woorde gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Daarom pleit ek by jou, in die eerste plek vanmôre ondersoek jou hart of jy die Here ken. Vra die Here, deurgrond my o God en ken my hart. Here, help my om seker te maak, ek ken u werklik. En dan, Here, as ek bely ek ken u, dat my begeertes in lyn sal wees met u woord. My begeertes aan u bekend gemaak sal word in lyn met u woord. Here, en as daar behoeftes is, ek dit aan u sal bekend maak, maar dat my sondige begeertes my nie sal dryf om irrasioneel op te tree, skade en skande te bring op u naam, op u koninkryk, en skade en skande in my huis, in my lewe, en dat die hartseer gevolge lewenslang moet dra nie. Help my, Here, dat ek nie u tug sal opwek en u toorn sal opwek oor my lewe nie, maar dat ek heilig en sonder gebrek voor u sal lewe. Vriende, daar's so baie wat ek kan sê hieroor. Moet so baie sê in so kort tyd, maar ek vertrou dat u verdere studie sal doen daaroor en die Here sal vertrou dat hy u hart sal bewaar van sondige begeertes. Groete vir u, mooi dag verder. Tada.